Susters, ons toetrede lied vanmôre is gesang 159, strofes 1, 2 en 3. Gesang 159, strofes 1, 2 en 3, en dan bly ons staan vir die foto met die seëngroet daarna. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade en vrede vir u van God die Vader, van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam van gesang 547, strofes 1, 2 en 3. Gesang 547, strofes 1, 2 en 3 tot lof van die Here. Broers en susters, ons het teen God gesondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede wat is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 239, die eerste en die tweede strofes. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het. Wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader. Wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing gesang 265, strofes 1 en 2. Gesang 265, strofes 1 en 2. Broers en susters, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, as ons vanoggend na U toe kom, is dit met 'n lied in ons hart, Here,
Kom loof en prys ons U as gemeente, omdat U ook weer vir ons gesorg het. Here, dat U ook ons arbeid geseën het. Dat ons ook vanoggend hier in die huis bymekaar kan wees. En ook bely, Here, dat U vir ons goed is, dat die meetsnoer ook vir ons op mooi plekke geval het. Maar Here, waar ons ook vanoggend hier bymekaar is, en kan weet dat U vir nog 'n jaar vir ons finansiëel versorg het, Here, is dit ook so dat ons nou uiteindelik ook moet doen wat U vir ons geroep het om te doen, Here. Besef ons dat ons roeping hier op aarde nie is om skatte bymekaar te maak nie, maar om U evangelie te verkondig en om mense na U toe te bring. En daarom vra ons, Here, wil U ook vanoggend hier by ons byeenkoms wees, Here, hier waar ons as gelowiges, as gemeente saam in die huis bymekaar gekom het om ook U te kom dien. Here, wil U ons kom voed en verkoop met die woord. Wil U gee vir ons wat ons nodig het, sodat ons ook ons roeping as gelowiges kan gaan uitleef. Here, ons is swak en nietige mense, U ken ons tekortkominge, ons sonde wat ons weer vanoggend bely het. Maar Here, baie dankie dat ons dan daarmee saam ook kan vashou aan die verlossing van U Seun Jesus Christus, wat ons elkeen vrygekoop het, wat ons naam in die boek van die lewe geskryf het. Here, dat ons kinders en erfgename van U kan wees, en dat ons daarom ook U koninkryk hier op aarde mag vestig, die woord mag verkondig, die lig mag laat skyn vir die nasies. Here, help ons dan ook om vanoggend ook hier weer die woord werklik te hoor, daarna te luister, dit te gaan uitleef. Here, wil U ook dan vanoggend tot een en elkeen van ons spreek, sodat ons U stem hard en duidelik sal hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Broers en susters, kinders, ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 6, daarvan van vers 19 tot en met vers 34. Deel van ons tema wat ons dan ook vandag seker sal afhandel, was 'n klomp uitdrukkings uit die Bybel wat ons gebruik in ons daaglikse lewe. En hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, is ook vol sulke uitdrukkings wat mense gebruik. My ouma het altyd as iets gebreek het of iets stikkend gaan het gesê, goed is wêreldsgoed. Iets daarvan kom in die eerste gedeelte voor waar mense ook gebruik is, hulle sê, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp is die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan twee baase tegelyk dien nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as die liggaam, belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure bymekaar nie. Hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dit nie dan vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet ook dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy ook aan julle al hierdie ander dinge gee.
moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Tot hier toe ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Broers en susters, kom ons sing voor die prediking saam met gesang 475 daar van die eerste en die tweede strofe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek weet nie wie van die maak almal tuin nie, maar almal wat tuin maak sal weet dat dit maar moeilik is. As 'n mens jou tuin los, baie keer dan gaan dit maar baie rof. As 'n mens 'n jong hond kry, dan vernietig hy 'n tuin sommer baie vinnig. As 'n mens op vakansie gaan, selfs al reële mens dat iemand jou tuin versorg, verdroog goed baie maklik. En selfs al werk 'n mens hard aan jou tuin, is daar maar heelpad vuil goed, onkruid wat groei, dinge wat nie reg werk nie. En 'n mens kan jou tuin hoe goed en hoe mooi in stand hou. As daar swart ryp kom, dan lyk jou tuin oornag asof 'n mens niks daar gedoen het nie. En so soek ons as mense ook maar baie keer in ons lewe te vergeefs. Sukkel ons maar ook om dinge in stand te hou en dan op 'n dag, as 'n mens 'n tuin daarmee heen, maak nie saak hoe goed 'n mens gewerk het nie. En dan gaan kyk 'n mens in Namakwaland en 'n mens sien hoe die Willeveld se blomme daar in 'n land wat eintlik nie reën kry nie en is droë en 'n dorre streek, elke jaar so wonderlik weer opkom. Duisende mense so toe stroom om daarna te gaan kyk en niemand versorg dit nie. En tog sorg die Here dat dit elke jaar groei. En so worstel ons as gelowiges ook maar baie keer te vergeefs in ons eie lewe. Ons probeer op ons eie manier ons eie heil uitwerk, alles in ons hande hou, self ons toekoms bepaal. En tog sê die Here, gee hy dit vir die wat hy liefhet en hulle slaap. Broers en susters, as ons dan hierdie gedeelte vanoggend ook juis na ons bazaar gaan kyk na, dan plaas die Here ons ook in 'n baie spesifieke verpligting met hierdie gedeeltes wat eintlik sulke kort perikopies is wat na mekaar volg, kort gedagtes, maar wat tog 'n groter eenheid vorm. Jesus begin in hierdie gedeelte en hy praat oor 'n skat in die hemel of 'n skat op aarde. En hy sê ons as mense moet ons prioriteite regkry. Besluit waaroor gaan die lewe. Want so baie keer is ons so besig om te soek en te spartel om 'n skat op aarde bymekaar te kry, om goed bymekaar te maak, dinge wat vir ons dodelik belangrik is, dat ons eintlik nie tyd het vir die Here en vir hom, ons geloofslewe en om te groei in geloof, om hy godsdienst te hou, om die Bybel te lees nie. En ons het elkeen 'n klomp skatte wat ons bymekaar maak, is vir ons belangrik oor wat 'n kar ons ry, oor ons selfone, ons klere wat ons dra. Ouers en kinders het maar almal skatte. Al wat gebeur as jy ouer word jou skatte net duurder, die dinge wat jy nodig het, jou speelgoed. Maar maak nie saak hoe ryk of hoe arm ons is nie. Uiteindelik is daar een reël wat altyd geld, 'n mens sal nooit genoeg hê nie. Die rykste man kan 'n mens voorvra en gaan kyk, kan uiteindelik nie genoeg geld bymekaar kry nie. As mense 'n skat op aarde bymekaar wil maak, gaan alles uiteindelik tot niets. Karre word oud, rekenaars en selfone raak baie gou oud. Klere raak uit die mode, geld word al minder werd. Daar's die storie van die man wat vir die Here gevra het, gebid het en gevra het of kan hy nie maar sy geld by saamvat hemel toe nie. En toe kry hy 'n boodskap terug en die Here laat weet vir hom en sê, maar as hy al sy geld, alles wat hy wil saamvat hemel toe, kan hy in sy kus laai, dan kan hy dit saamvat. En uiteindelik verkoop hy al sy maatskappye, sit alles om in goud en hy pak sy hele kus vol goud. En toe hy daar by die poorte aankom, toe vra Petrus vir hom, nou wat's die? Met sy sakkie wat hy daar aankom. Hy sê nee, hy het spesiale toestemming om hierdie in te vat. En Petrus sê, hy weet nie in die hemel kom 'n mens met niks aan nie. Maar hy sal gaan uitvind. En Petrus kom terug en hy sê, maar hy's baie verbaas oor hierdie ding. Maar mag hy dalk kyk wat wou hy saambring hemel toe? Want hierdie is nou eintlik 'n klomp administrasie en goed en
Hy wil hom sien vir wat het die Here hom toegelaat om hemel toe te bring. En toe hy so in die sak kyk, toe sê hy, maar hoekom bring jy paving hemel toe? En dis baie keer wat ons as mense ook is, ons hou ons so besig met dinge wat eintlik, as 'n mens siek word, as 'n mens doodgaan, niks waarde oor het nie. Eintlik vra die Here dat ons lewe hier op aarde net in perspektief moet sien, wat belangrik is, ons familie, ons geloofslewe, ander dinge in die lewe as bloot die najaag van skatte. En dit kom dan in die tweede gedeelte oor, as die Here sê die lamp, jou oë is die lamp van jou liggaam. Dit wat op jou oë rig, dit wat vir jou die belangrikste is, dit waarna jy streef, vorm eintlik jou lewe. Jou oë is jou siel se vensters. En solank ons oë gerig is op verkeerde dinge of op aardse dinge, dan kan die Here se lig nie in ons skyn nie, maar as ons oë gerig is op die Here, dan kan sy lig ook ons aardse lewe verlig. Dan kan ons ook sy lig laat skyn vir die wêreld. En dan kom die gedeelte oor twee baase. Nou, in die tyd wat verby is, het ek met iemand te doen gehad wat met hierdie krisis gesit het, wat hy vir twee baase werk gelyktydig, en albei gee vir jou gelyktydig werk. En dan doen 'n mens op die ou en 'n een se werk goed, en die ander een is nou skeep jy af, en dan is jy in die moeilikheid. En dan moet 'n mens besluit, as jy hierdie werk begin doen, watter baas gaan vir jou uiteindelik in die bresse tree? In goeie Afrikaans, wie gaan vir jou cover? Want jy kan nie vir al twee baase eweveel doen nie. Dis maar so. En dan sê die Here, ons moet ook besluit. As ons hier op aarde lewe, gaan ons vir ons aardse goed meer tyd gee of vir die Here. En sê hy, eendag sal ons moet rekenskap gee, en wat gaan vir ons 'n verskil maak? Die aardse dinge of die Here? As jy besluit watter baas gaan ook vir jou in die bresse tree die dag as die eindoordeel aanbreek. En dan sê die Here, as jy al hierdie goed doen, sê as jou gesindheid reg is teenoor die Here, jy vir jou 'n skat in die hemel bymekaar maak, jou geloofslewe werk, jou oë gerig is op die Here, en jy ook die Here eerste stel in jou lewe. Hy sê, hoekom bekommer julle dan nog oor die dag van môre? Broers en susters, is nou almal ook in die tyd wat verby is, het ons maar 'n klomp bekommernisse gehad. Ons as gelowiges en as gemeente sit maar elkeen met bekommernisse in ons eie lewe oor, hoe maak 'n mens se begroting klop? Hoe bly ons aan die lewe? Hoe betaal 'n mens al jou rekeninge? Hoe kry jy alles reg? Hoe gaan jou kinders eendag universiteit toe stuur? Hoe gaan jy jou kinders laat leer? Hoe gaan jy sorg dat daar iets oor is vir jou man of jou vrou as jy die dag weg is? Wat gaan ons maak as 'n mens jou werk verloor? Wat gaan 'n mens maak as daar een of ander krisis in 'n mens se lewe gebeur? Daar's soveel dinge waaroor ons bekommer. Dinge waaraan ons eintlik niks kan verander nie. En dan sê die Here, gaan kyk in die natuur, gaan kyk, ek versorg die voëls van die hemel. Hulle het nie skure waarin hulle bymekaar maak nie, hulle moet maar ook leef van dit wat hulle elke dag kry, en tog kry hulle dit reg om te oorleef, om elke jaar weer aan te gaan. As jy gaan kyk na die na die lelies van die veld, die blomme, oor hoe versorg ek hulle, dat hulle te midde van swaar kry van droogte, as 'n mens maar in Namakoland kyk, tog elke jaar weer verskyn. Hy sê, en wat is uiteindelik mooier as die natuur? Sê, maar wie van ons kan om deur te bekommer 1 uur by sy lewe voeg? En Lukas sê hy, wie kan 1 L, halwe meter by sy lengte voeg? Wat kan jy verander oor hoe lank jy gaan lewe, of hoe jy lyk, of wat jou posisie in die lewe is? Uiteindelik sê die Here, dat 'n mens besef dat jy niks kan verander aan dinge wat jy niks kan verander nie. En om daaroor te top en daaroor bekommerd te wees, baat jou niks nie. Ons kan dit nie laat reën deur ons daaroor te bekommer nie. Ons kan nie die weer verander nie. Ons kan nie beïnvloed wat in die wêreldekonomie gebeur. Wat gaan gebeur met die rentekoerse nie. Ons as mense is so magteloos teen soveel dinge. Ons weet nie hoe lyk ons gesondheid oor 'n jaar nie. Ons weet nie wat
alles in ons samelewing gaan gebeur nie. Ons weet nie wat se dinge oor ons pad gaan kom nie. Maar, sê die Here, ons hoef ons nie daaroor te bekommer soos ongelowige mense nie. Ons kan weet dat ons hemelse Vader het, dat Jesus Christus, wat sy eie lewe vir ons afgelê het, sodat ons kan lewe, ook al die ander dinge vir ons sal gee. Nee, sê Jesus, ons hoef ons nie te bekommer nie, want ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Ons hoef nie ons energie te gaan mors, om die toekoms te probeer verander nie, om ons te bekommer oor wat in die toekoms vir ons voorlê nie. Sê die Here sal in sy genade ook al die ander dinge vir ons skenk. Maar, sê die Here, ons moet elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. As ons net elke dag die werk wat ons moet doen, goed doen, as ons net elke dag ons roeping uitleef, dan sal die Here ook elke dag vir ons daaglikse brood gee. Die gedeelte net voor hierdie gedeelte wat ons saam lees, is dan juist die Onse Vader wat die Here sy disippels leer bid. Broers en susters, en eintlik wil die Here sê, moet ons ook net op 'n stadium tevrede wees met ons daaglikse brood. Ons hoef nie in skure by mekaar te maak en op te gaar nie. Eintlik sal die Here elke dag vir ons sorg. Sal hy uiteindelik ook al die slegte goed wat oor ons as gelowiges se pad kom ten goeie laat meewerk. Maar, sê die Here, ons opdrag is om elke dag so te lewe dat ons beywer vir die koninkryk van God. Dat ons God se wil sal doen, God se wil vir die mense sal verkondig. En dan sal die Here uit genade ook al die ander dinge vir ons skenk wat ons nodig het. Broers en susters, ons het die genade kon beleef ook weer gister, dat die Here ook uiteindelik ons hande arbeid geseën het, ook vir ons geskenk het wat ons nodig het. En daarom kan ons as gemeente ook aangaan om elke dag ons werk te doen. Ons ook nie bekommerd te wees oor wat die toekoms gaan inhou, of ons weer genoeg sal kan by mekaar kry om die Here se werk te doen nie. Die Here sê ons opdrag as kerk en as gelowiges is om die koninkryk van God te soek. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy ook al die ander dinge aan julle gee. Broers en susters, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie. Maar ons weet as gelowiges, maar ook as kerk wat ons roeping is om die koninkryk van God hier op aarde te vestig, God se wil en God se woord te verkondig, God se liefde uit te leef. En die Here sê, solank ons dit doen, solank ons daarvoor beywer, sal hy ook ons sorg, sal hy ook elke dag vir ons gee wat ons nodig het. As ons in die geloof en in die vertroue lewe, dan hoef ons nie te bekommer oor wat die toekoms vir ons inhou, oor of ons kerk sal kan aangaan of kan aanhou, of ons as gelowiges kan standhou in hierdie moeilike ekonomiese tye nie. Uiteindelik sê die Here, ek is julle hemelse Vader, ek sal vir julle sorg, doen vandag wat julle kan doen. Moet julle nie oor môre bekommer nie, elke dag bring genoeg bekommernis van sy eie. Broers en susters, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, ons weet nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie, maar broers en susters, die Here se opdrag is om vandag so te lewe, dat ons vandag, dit wat ons vandag kan verander, dat ons vandag in ons lewe, die koninkryk van God sal vestig hier op aarde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, U ken elkeen van ons se sorges en bekommernisse. U ken ons probleme, Here, U weet hoe ons as mense ook, elkeen maar ook op sy eie manier soek en spartel om aan die lewe te bly, om gesond te bly, om kos en klere te hê, dag oor ons kop, Here. U weet ook hoe ons as mense maar ook van nature geneig is om by mekaar te maak, ons eie skatte en ons eie idees, aan ons eie gedagtes vas te klou, maar Here, help ons elkeen om werklik ook elke dag allereers U koninkryk te soek, U wil te doen, en Here, en dan daarna ook
in ons roeping as gelowiges wat hier op aarde besef dat dit wat U vir ons gegee het, maar geleen is, dat ons maar rentmeesters is, mense wat aangestel is om oor dit wat U vir ons gegee het, dat ons dit dan ook so sal gebruik, ons talente, ons tyd, ons geld, ons geleenthede, Here, soos mense wat dit nie vir ons doen nie, maar allereers vir U. Here, baie dankie dat ons ook elke dag weer kan beleef dat U vir ons goed is, dat U uiteindelik ook elke dag se arbeid seën. En Here, as ons elke dag ook U wil doen, U wil soek vir ons lewe, dan beleef ons ook die genade en die vrede wat U vir ons gee, deur die geloof in U Seun Jesus Christus. Here, wees dan ook by ons as ons uit mekaar uitgaan, maar Here, wees ook met al die ander gelowiges, al die ander gemeentes hier in ons ring, ander gemeentes in ons kerk, maar Here, ook daar waar daar soveel gelowiges in die wêreld is, wat swaar kry, gelowiges wat terwille van hulle geloof vervolg en doodgemaak en aangeval word. Here, mag hulle lyding en hulle volharding ons ook inspireer. En Here, as dit U wil is, gee ook vir hulle uitkoms in vrede. Here, help ons ook om werklik hier op aarde die lig te laat skyn vir die nasies. En Here, as ons vanoggend in dankbaarheid na U toe kom, Here, ook oor U vir ons ook versorg het, vir ons gegee het wat ons nodig het. Here, kan ons nie anderster as om uit te jubel dat U vir ons goed is nie, dat aan die liefde daar geen einde is nie, dat die hele gemeente, die hele Israel, die hele wêreld moet verkondig, daar is maar een God, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, in wie se naam ons dit alles bid. Amen. Broers en susters, kom ons sing saam as slotgesang, gesang 308. Ons sing daar van al die strofes van gesang 308. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.